Ons het die afgelope ruk gesels oor Heilige Gees. Wie is Heilige Gees? Vanoggend wil ek praat, wat doen Heilige Gees? Wat doen Heilige Gees? And we can't always separate the way that we want to separate. And I'm not trying to separate and divide into small portions who God is. But I want us to recognize, because sometimes in our lives we live and we think that it's not God when it is actually God working and moving in our lives. Ons dink, dis maar net my gedagte, dis maar net my dingetjie wat gebeur. En dit is nie net altyd ons gedagte, dit is soms ons gedagtes, maar dit is nie altyd ons gedagtes nie. En so die rede hoekom ons praat oor hierdie goeters is vir ons om te besef wanneer Heilige Gees werk. Dis 'n crucial ding om te weet wanneer is die Here besig om te werk, sodat ek saam met hom kan werk. Want om die een of ander rede het God besluit, hy wil ons gebruik. Om die een of ander rede het hy besluit, hy wil Jesus stuur, dat Jesus se offer ons goed genoeg maak, dat hy ons kan gebruik. Amen. So Jesus is vir ons die voorbeeld. Dit wat ek sien in Jesus Christus, is die voorbeeld vir my. Jesus is the perfect example of what it means to live on earth as a born-again believer. Skrif sê, soos wat hy was in hierdie wêreld, so is ons. So Jesus is perfekte teologie. Hy vervul alles. As ek hom kan sien en sien hoe hy dit gedoen het, dan weet ek wat is die verwagting in God se hart vir my. En as ek sê vir my, bedoel ek vir ons. When I see Jesus Christ in Scripture, that is the expectation that Father God has on our lives. The exact expectation. Onthou julle Efesiërs 4? Until we all come to the unity of the faith, to the knowledge, the perfect knowledge. Dit beteken die volkome kennis, om hom volkome te ken. To the fullness of the measure of the stature of Christ. En dis onmoontlik vir ons om self daar te kom. En dis die goeie nuus van die evangelie. Maar die waarheid is dat Heilige Gees is die een wat ons bekragtig en wat ons vat na 'n plek van volwassenheid in God. Holy Spirit, in our walk with God, through obedience, through faith, He takes us from where we are and He makes us become like Christ in this world. Amen? En daarom kyk ons na Jesus. Jesus het in die volheid van Heilige Gees geleef. Toe hy gedoop is, het Heilige Gees oor hom gekom. Hy wat self God is, het in 'n menslike vorm gekom en Heilige Gees het oor hom gekom. En daarvan af het ons gesien, was daar versnelling. Omdat hy God is, kon hy klaar water in wyn verander. Maar hy sê vir sy ma, dis nie nou die tyd nie. Daar's iets wat nog moet gebeur. Want hy wil vir ons, maar julle ken 'n ma. Nee. Jesus het in die volheid van die Heilige Gees geleef. Johannes 3. For he whom God has sent speaks the words of God, for God does not give the Spirit by measure. Ek wil hê dat jy weet dat alles wat ek vanoggend sê is vir jou en vir my in Christus. Everything I say today is for you and for me and for our children, for everyone who would believe. Just as it is for Jesus, so it is given to us. It may sound wrong, but it's the truth. God does not give His Spirit by measure, because His Spirit is a person, and He gives us the fullness of His person. And sometimes He anoints us with greater anointing in a moment, sometimes with greater anointment, but the fullness of who God is, die volheid van wie God is nie net beskikbaar vir ons nie. God wil hê dat ons hom so moet beleef. Maar daar's 'n pad van heiligheid wat ons saam met hom stap.
wees heilig, want ek is heilig. En daarom is hierdie ding nie net 'n ervaring nie, alhoewel daar ervarings is, preek ek nie 'n ervaring in 'n encounter en ons gaan huis toe nie. Dis nie wat ek praat van nie, ek praat van 'n mense wat besluit, en nie een ou nie, dit help nie ek stap daar nie. God het nie vir my hiernatoe gestuur om vir Riversdal en Heidelberg en al hierdie plekke te kom red nie. God het julle gebring. So hierdie goed preek, ek ken dit klaar en julle ken meeste van dit klaar, maar ons vertrou dat die Here met ons sal praat en 'n ding in ons harte sal aansteek en sal sê, Here, ek is nie net hier vir my nie. Ek is hier vir U, vir dit wat U wil doen. En dan, want U sien Heilige Gees wat ons kom bekragtig, ja, dit verander my en ek het die voorreg om saam met hom te stap, maar Heilige Gees kom vervul ons vir die wêreld, dat God se wil kan geskied, dat ander mense hom kan ken, wanneer ons saam met hulle bid, en ons vir hulle lief is, en ons soos Christus is in hierdie wêreld. En so die pad wat ons stap, is 'n pad van heiligheid. Ons wil meer en meer soos hy wees. Heiligheid beteken God-like. Holiness means to be God-like, soos God te wees. Because he wants us to be like him. Because Jesus is our older brother. And he's God, and we are not God, but we are sons of God. Amen. So God gee nie sy gees. As ons bid en asseblief, ek wil julle vra, onthou julle arrow prayers? As jy ietsie hoor wat in jou hart praat, sê Here, bid dit, sê Here, laat dit met my so wees, laat dit so wees met my huis, met my kinders. Amen. So, for he whom God has sent, this Jesus, speaks the word of God, for God does not give the Spirit by measure. God gives fullness. God gives us his fullness. Jesus was, ek gaan net deur 'n paar goed gaan. Jesus was gebore uit die Gees. Jesus was vervul met die Gees. So al hierdie goed is hoe ons ook is. As jy wedergebore raak, dan word jy gebore deur die Gees. Jy's klaar gebore deur water, maar nou word jy gebore deur die Gees. En jy laat doop jou en jy gaan weer deur water. En daai water beteken ek leef nou saam met Jesus in 'n nuwe mens, maar ons is gebore uit sy Gees, want dit is sy Gees wat binne ons kom woon, wanneer ons hom glo en ons neem hom aan, kom sy Gees in ons woon. En wat gebeur is, ons geesmens word nuut gemaak. Ons geesmens word een gemaak. En nou spoel God se lewe en sy waarheid van ons gees af binne in ons siel in. Binne in ons wil en ons denke en emosies. Jesus was ook gelei deur die Gees. Ek wil iets sê, hoor my, God se Gees werk nie net oor wat ons beskou as geestelike dinge nie. God se Gees lei ons in die lewe. Het Jesus gesê, die duiwel het gekom te steel, te slag en te? Maar ek het gekom om te lewe te gee en oorvloed, lewe in oorvloed. Het Jesus gesê, ek het gekom om net geestelike lewe te gee? Dankie. Is die regte antwoord? God is die God van alle lewe. En hy bring vir ons lewe. Dat selfs in ons tye van swaar kry, ons lewe kan hê binne in ons. Hy gee vir ons lewe. Daar's nie 'n manier, as Jesus Christus nie die leier en die Here van jou lewe is nie, dan bestaan jy net en jy lewe nie regtig nie. En as hy nie is nie, dan vra hom, gee oor en sê, wees die een wat my lei. Lei my hoe om my kinders groot te maak. Lei my hoe om met my mense by die werk te werk. Lei my hoe om my vrou lief te hê. Amen. Jesus was gelei deur die Heilige Gees. Verder was Jesus ook gesalf deur die Heilige Gees. Ek sal hierdie goeters aanstuur, julle hoef nie alles neer te skryf nie, maar gaan lees dit. Ek wil jou uitnooi, gaan lees dit. Want as dit waar is vir hom, is dit waar vir ons. Hy was gesalf, bekragtig deur die Heilige Gees, die wonderwerke wat hy gedoen het. Het julle agtergekom, Jesus het nie 'n resepie gehad nie. Hier's die resep van jou lewe. Volg
Heilige Gees. Dis die resep van die lewe. Volg hom, daai gedagtes. Ek sal een Sondag praat oor hoe praat God met ons, maar daai gedagtes wat ons hoor en wat ons dring om iets te doen wat nie eintlik in ons eie natuur is nie en wat ooreenstem met dit wat in die Bybel is. Same principles. When that thought comes, it's Holy Spirit leading us. And when He leads you, He empowers you to do what He wants you to do. Hy sal jou nie lei om iets te doen en nie vir jou die salwing en die krag gee nie. Nou in Afrikaans het ons net een woord vir genade en dit is genade. Okay? Maar in Engels, hulle het meer verduideliking nodig in Engels. In Engels is daar twee woorde. There is the mercy of God and the grace of God. And it's got two different meanings. The mercy, om genade te ontvang, beteken dat ek nie die straf kry wat ek verdien nie. Ek kry nie die punishment wat ek verdien nie. That's called the mercy of God. But the grace of God means I get what I don't deserve. Ek kry wat ek nie kan verdien nie. En dis die genade van God. En daai genade is nie net pardon nie. Dis nie net mercy nie, maar dit is genade wat my bekragtig om sy wil te doen. Dis sy salwing. Dis sy teenwoordigheid. Dis sy krag wat deur my vloei. Dit is die genade wat God ons gee. Deur sy Heilige Gees. En hy gee dit vir almal van ons wat glo. Dis nie in ons werkie nie, dis nie in hoeveel koeksisters ons bak en hoe oulik ons is nie. Dis vir ons wat glo. Die koninkryk se sleutel is geloof. Ek moet glo. Hoe glo ek? Ek kry die waarheid. En ek hou vas aan dit, ek bind dit aan my hart vas, en ek lewe volgens daai waarheid. Ek maak keuses volgens daai waarheid. Amen. Is julle ouens okay? Jesus was uit die dood uit opgewek, deur die Gees. Dis Heilige Gees, dieselfde Gees wat in ons woon. Daai Gees het Jesus uit die dood uit opgewek. Jesus het demone uitgedryf deur die Gees. Dis deur Heilige Gees wat ons demone vandag uitdryf. Dis die krag van Heilige Gees en in die naam van Jesus, maar deur die krag van die Gees wat ons demone uitdryf. Jesus het ook die opdragte wat hy gegee het, deur Heilige Gees gegee. Heilige Gees wat Vader se wil ontvang, dit deurgee aan Jesus Christus, en dan deur Heilige Gees gee Jesus opdragte. En omdat daai opdragte van God afkom, met ander woorde, wanneer God praat, dan sit God sy krag op sy bevel. God puts His power, His grace on His commandment. So when I do His commandment, I'm not just living as a natural man in a natural world, but I'm living as a supernatural man, dragging down what is supernatural into the normal world. En daarom as die Here 'n gedagte in jou kop sit, maak nie saak hoe klein voel dit nie. Want ons vlees en ou Satan sal altyd wil sê, nee man, dis jou eie gedagte. Maar jy weet wanneer die Here met jou praat. Daar's ietsie anders, is dit nie? En jy doen dit wat hy sê, dan gee hy vir jou die krag om dit te doen wat hy van jou verwag. Amen. Dis waarheid. So, die belofte van Heilige Gees is vir almal wat glo. Nou wat doen Heilige Gees? Heilige Gees is ons leraar. Johannes 14 vers 26, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Dis voor die uitstorting van die Heilige Gees. Is Jesus besig om vir sy disippels te sê, ek gaan weg, maar ek stuur vir julle 'n ander helper. Helper. Ek stuur vir julle 'n ander helper, wat die Vader sal stuur in my naam. He will teach you all things. Everything you need to know, God will teach you. Alles wat jy wil weet, sal die Here vir jou leer. And bring to your remembrance all things that I said to you. Wie van julle was al ooit in 'n situasie in jou lewe en dan onthou jy 'n skrif? Kom, steek gou op jou hand. Lewe julle nog? Alright.
Jy's in 'n situasie en eers herinner die Here jou aan iets wat jy gelees het, dalk vanoggend, dalk 10 jaar terug, dalk 50 jaar terug. En die Here herinner jou, dit is Heilige Gees. Dis nie jou brein nie. Dit kan jou brein wees, jy kan onthou van skrifte en jy kan 'n skrif met 'n situasie connect, maar partykeere dan lewe ons en jy onthou 'n skrif en daai ding praat met jou. That's Holy Spirit reminding you of what Jesus said. Sien jy hoe die Here besig is om in jou lewe te werk? Holy Spirit will teach you all things. Glo jy dit? Do you believe it? Then you can ask him. Ek en 'n ou pel van my, ons ry. Ons is aan Tilbag, ons kamp. Dis hoekom ek so baie van kampe like. Ek het vir 3 jaar lank gekamp met tieners. Baie naweke, mooi dinge gesien wat die Here doen. Nou kamp ons, maar nou soos al moeg. Ons wil nou net 'n slag in die stad kom. Ons is nou moeg en die man kom van Johannesburg af en ek sien hy het bietjie ligte nodig in sy lewe. Hy is besig om met dit te maak en ons spring aan sy kar, maar ons is arm, né? Ons is regte studente. Nou is ons aan sy kar, maar net die kar wat hy mee ry is klaar saak van geloof. Nou werk ons en toe so by Gouda deur is, ons kom maar so in Wellington, waar jy in Wellington inkom. Haal vrek die kar. Nou, toe die kar vrek het ons hom nog so bietjie, dit was hom nie automatic soos vandag, dit was nog 'n ou handrad, so sit hom in neutral, ons is so halfwaat in die skynste, laat ons hom net uit die pad uitkom. Nou sit ons aan kyk vir mekaar. Want nie een van ons twee het 'n regte idee wat in 'n kar se engine aangaan nie. So nou sit en kyk ons vir mekaar, nou ons het eintlik gegaan, want ons wil gaan McDonald's eet. Ons wil gaan, daai dag kon jy vir R20, kon jy 4 junior cheeseburgers en 'n super size chips koop. En ons het elkeen R20. En dan wil ons gaan as ons by Tygervallei, daar was nog nie 'n Canal-Walk en 'n ding nie. Dan wil ons Tygervallei toe gaan. En dan wil ons daar in die Spurloop sit en 'n milkshake drink. Maar ons het ons Bybels ingepak want ons wil op stilte tyd hou in die Spur. Alright. So dit mens doen maar stupid goed jy jonk is, maar is ook alright. Maar in elk geval, maar nou breek die kar, hy sny net, hy's vrek. Nou sit ons daar. Nou sê ons vir mekaar, luister, ons weet jy, ons gaan nie eers die bonnet oopmaak, dit gaan nie help nie. Nou klim ons uit die kar uit, nou sê Here, ons wil dan verskriklik graag Kaap toe gaan. Nou gesit ons hande daar op die bonnet neer. Sê ons, kar, in die naam van Jesus, werk. Nou klim ons weer in die kar, draai die sleutel, toep af van die kar, daar ry ons. En dan gaan ons, en ons het daar in die Kaap gery, net waar ons wou, ons het gaan McDonald's koop in Parel, en ons is, of ek kan nie overtoel in die Parel, ons gaan McDonald's koop, ons het in die Spur gaan sit, en ons het sommer net 'n tyd met die Here gehad. Want 'n mens het baie keer 'n bietjie alleen tyd ook nodig, is dit nie? So ek wil vir jou sê, die Here kan selfs 'n stuk in 'n kar weer heel maak. Nou of hy petrol ingegooi het, en of hy 'n alternator, ek weet nie wat die Here gedoen het nie, dit maak ook nie saak nie, maar hy het dit gedoen. Maar ons kon nou daar gaan sit het, en luister, ek het baie failures in my lewe, maar ek deel nou maar net 'n victory, so moenie dinge gaan elke dag so in my lewe nie. Maar ons het daar gesit en ons het niks anders gehad te doen nie, en toe staan ons, gelukkig was daar niemand anders, en ons het gaan bid vir daai kar, en ons het hom gestart en ons het gery. Daai man is met daai kar Johannesburg toe, en die kar was alright. 'n Vriend van my, hy gaan ry, hy ry oor die 600 km sonder 'n coil in sy kar. Hy vat sy ou stukkende BMW'tjie en hy stop en toe hy by sy pa weet alles. Sê sy pa vir hom, nee, ek weet nie hoe jy hier gekom het. Hy sê nie hoekom, hy sê, hier is net die brackets sit hier, die coils is weg. Weet nie hoe jy hier aangekom het. Hy sê nee pa, die kar het gebreek en toe weet ek weet ook nie wat by 'n kar aangaan nie, toe bid ek maar vir die kar. Maar as jy nie bid nie, en as jy nie vra nie, gaan jy nie beleef nie. En as die Here, ek sê dit altyd, en ek praat nie oor my verlede nie, ek praat nie oor wie ek was nie, want dis nie meer wie ek is nie. Maar ek wil vir jou die een ding sê, as die Here dit vir my kan doen, en wil doen, dan wil hy dit vir jou doen, want jy gaan met 'n groter prentjie van wie God is. Amen? Alright. So, Heilige Gees is ons leraar.
Hy leer ons alle dinge. Nou wil ek vir julle sê, Heilige Gees is ons primêre leier. Holy Spirit is our primary leader. You do not have to go to God through me, or through your husband, or through your children, or through your parents. Holy Spirit is the one that connects us to God through the sacrifice of Jesus. It is Holy Spirit that opens us up to understand spirit things. Jy kan bid. Daar's net soveel ruimte vir jou, soos vir my, soos vir Paulus, soos wat daar vir Dawid was. Want Jesus Christus het daai offer vir ons almal gebring. Dis nie nodig om deur 'n priester te bid nie. In die ou verbond was dit een man, een keer 'n jaar wat voor God mag staan. Jesus het die kleed gebreek, geskeur toe hy gekruisig is. En dit het gemaak dat almal van ons, as ons in Jesus glo, welkom is in die heiligste van heiliges. Die allerheiligste. Ons is almal welkom daar. Ja, ons het baase, ons het leiers, maar jy het nie nodig om elke keer na 'n pastoor of na 'n broer toe te hardloop met alles nie. God wil jou self lei. Hy wil 'n pad met jou persoonlik stap, sodat jy hom beter kan leer ken, sodat jy hom beter kan reveal deur sy werking in jou. Amen. So, Heilige Gees is ons helper. Nou as ons kyk, wat beteken helper? Wat beteken helper? Jesus sê in Johannes 14 vers 16, "And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever." Vir altyd. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. Hierdie helper, die woord wat God gebruik vir helper, daai woord in die Grieks is parakletos. Parakletos. En wat dit beteken is dood eenvoudig twee goed. Dit beteken om iemand te roep om langs aan jou te staan. So para beteken langs aan en kleitos beteken geroep. God het jou geroep deur Heilige Gees om langs aan hom te kom staan. Want jy sien, Heilige Gees is geroep om langs aan jou te kom staan. Come here, my friend. Kom gou hier. Ja. I want to introduce you to the president of the free world. Kom staan hier bo. Daar sê. This is the president. Okay, staan so 'n bietjie vorentoe dat ek langs jou kan staan. So if he is the president and he calls me out to come and stand next to him, what happens to me? Almal wil weet, wie's daai ou? Who's that guy standing next to the president? Hello? What happens to me? Suddenly, my value changes. Suddenly, who I am changes because of who he is. Suddenly, I get authority that wasn't mine before I got called up to stand next to the president. Thank you, brother. Does it make sense? Holy Spirit, Parakletos, is our advocate. And he's the one who intercedes for us and prays for us. But it also means that he calls me unto himself. En wie ek word verander wanneer ek hom embrace. Hallo? Want nou staan ek langs in hom. Onthou julle ouens Efesiërs 2 in Christus in hemelse plekke. And so in the spirit realm, the demons are not afraid of us, they're afraid of him. The one who stands next to us, the advocate that we have. En God roep ons uit ons natuurlike gewone menswees uit om langs hom te kom staan. In die geesteshelm. Ephesians 1 sê, God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenlies in Christ, so that we can live before him without blame, holy, in love before him.
Elke geestelike seëning en ons ontvang dit, my posisie verander. Dis hoekom 2 Korintiërs kan sê, hy wat in Christus is 'n nuwe skepsel. Ek kom staan in die skaduwee van hom wat groter is as ek. Heilige Gees, verander my in 'n nuwe mens. Kyk wat staan hier in die skrif. Jy sien die rede hoekom Jesus ons wil vervul met sy Heilige Gees is, dit vat ons van 'n natuurlike mens na 'n bo-natuurlike mens. Dit vat vir ons van om net te weet wat in hierdie wêreld aangaan, net in ons siel dimensie te kan leef, vat hy ons, wanneer hy ons vervul met sy Gees, na 'n plek waar ons in die bo-natuurlike kan leef. Hallo? God wil nie hê dat jy net in die natuurlik moet bestaan nie. Jy's 'n geesmens. Hoor julle my vanoggend? God wil jou vul met sy Gees, want alles wat Jesus gedoen het was gelei deur Heilige Gees. En God wil jou so lei, en daarom wil hy jou vat van 'n natuurlike mens na 'n bo-natuurlike mens. Nie oor wat ons doen nie, maar omdat ons hom ontvang en sy krag ontvang. Vat hy my van 'n natuurlike na die bo-natuurlike. Hoor hierdie skrif, 1 Samuel 10 vers 6. The Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them, and you will be changed into a different person. Amen. 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Oral in my lewe waar die Gees van God is daar vryheid. So as daar 'n area in my lewe is waar daar nie vryheid is nie, beteken dit daar's 'n area waar Heilige Gees nie sy volle werking doen nie, want ek weerhou hom deur 'n leuen te glo of vas te hou aan 'n seer of bitter te wees of een of ander ding wat ek doen waar ek hom mis. Maar waar Heilige Gees is, daar is vryheid. Daar is vryheid. Hallo? Kom nou, dit staan daar, julle lees nou saam met my. Vers 18 sê, and we all with an unveiled face contemplate or reflect the Lord's glory. We are being transformed into His image with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Wat beteken dit? Wanneer ons hier by mekaar kom en ons sing byvoorbeeld, soos vanoggend, fall on me, Holy Spirit, fall on me, dan het ons 'n belewenis van God. Miskien waar jy hier sit, het jy 'n belewenis van God. En ons sien hom nie met ons fisiese oë nie, maar ons beleef dat hy hier is. Wanneer jy gaan sit in die oggend, môreoggend gaan sit jy met jou Bybel, terwyl almal slaap in die huis en jy drink jou koffietjie en jy's besig om te lees en die aarde skud nie en die wolke reën nie en jy sit net daar en jy's getrou en jy's besig om te lees en jy bid en jy sê, Here, ek wil U ken, ek wil meer van U leer, I want to know You more. Weet jy wat gebeur? Sy heerlikheid kom binne in jou in en hy verander jou, al kom jy dit nie eers agter nie, meer en meer en meer soos Jesus Christus. En dit is hoekom dit mense wat jou sien, jou pelle by die skoolreunie en hulle sien jou. As hulle, Jesus, maar hierdie is 'n ander ou. As wie ek geken het wat saam met my in die skool was. Jou vrou sê, wow, ek kan nie glo my man verander nie. Dit is Heilige Gees wat daai werk doen. Elke keer wanneer ons God soek, dan verander hy ons. Wanneer ons saam aanbid, wanneer ons hom saam soek, wanneer ons kom op 'n Sondagoggend en sê, Here, hier is my lewe, kom hy, en hy kom verander ons, om meer en meer soos hy te word. Ook wanneer ek my broer en my suster sien, en hulle hanteer my met liefde soos wat God my hanteer, sien ek iets van Jesus en dit verander my. Kom nou. Wanneer ek leef in sy krag en in sy waarheid en my kinders kyk na my en ek wys vir hulle hoe om 'n ding te hanteer, dan word hulle verander na sy heerlikheid. Amen. Ek is amper klaar. Jesus kom. Ek sluit af met hierdie skrif. Handelinge 1 vers 8. En voordat hy die disippels finaal uitstuur, voordat hy opgaan na die hemel, dan sê hy vir hulle, hier is my laaste woorde aan julle. Maar julle sal krag ontvang wanneer Heilige Gees oor julle kom. En julle sal wat wees? My
getuies. Dis hoekom ons krag ontvang, om te kan getuig van hom en sy koninkryk en sy waarheid. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, Judea, Samaria, Heidelberg, Riversdal, Stilbaai, Albertina, KwaZulu-Natal, to the end of the earth. Dis onmoontlik om die pad te stap wat die Here wil hê ons moet stap sonder die bekragtiging van sy Heilige Gees. Amen. Ek wil vanoggend vir jou bid. Ek wil jou nooi, as jy 'n begeerte het in jou hart en jy sê, Here, ek wil hê, en die musiekouens, julle kan so lank opkom, asseblief. Ek wil saam met jou bid. En ek wil vir jou vra, as dit 'n begeerte is in jou hart, en ek gaan bid, en as ek klaar gebid het, wil ek vra, bly, maar nog nie uitgaan nie, ek sal sê, wanneer is ons heeltemal klaar? Maar ek wil vanoggend, as daar iemand is wat 'n behoefte het, wil ek vir jou bid, en ek wil vir jou vra, kom staan hier voor, en ek wil hier voor staan, en ek wil saam met jou bid, en ek wil vra dat Heilige Gees jou kom bekragtig.